Hi, my naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons praat oor hoe om ordentlik te knip. Hoekom op dese aarde gaan ons nou praat oor hoe om te knip, want dis mos nou iets wat ou so half nie eers aan dink om te doen nie. Jy knip net outomaties, maar daar is sekere mense waar daai outomatiese knip patroon baie swak doen. Dit werk nie meer lekker nie. Dit kan enigiets wees van 'n gesondheidskondisie wat dit geaffekteer het, of werkspanning of spanning. Maar wat jy gaan baie keer vind, is jy gaan vind dat mense nie reëlmatig knip nie, en dalk ook nie hulle oë mooi toemaak nie. So, kom ons gaan net vir 'n oombliekie terug en gesels net hoekom is knip so belangrik, want as jy knip, dan voed jy die kornea. Nou die kornea, as jy vir 'n ou kyk met 'n blou oog, dan het jy klaar deur die kornea gekyk om sy kleur van sy oog te sien. So die kornea is die enigste struktuur in die liggaam wat uitwendig is, wat gevoed word deur die vel, nie deur die bloedvatstelsel nie, en daai spesiale trane wat jou vel maak, kan net versprei word as jy mooi en ordentlik knip. Nou, as jy meer inligting wil hê oor droë oë, gaan kyk asseblief my droë oë video. Maar vandag praat ons oor hoe om ordentlik te knip, en hoekom gebeur dit by party mense dat hulle nie ordentlik knip nie. Nou, 'n kategorie van persone wat partykeer baie sukkel met hulle knippatroon is mense wat baie moet konsentreer, of in ligversorgers werk, of byvoorbeeld IT-kantore, daai rekenaar-ouens, want as hulle so konsentreer, daai outomatiese knip, involuntary, onbewustelike knip, wat jy nie eers aan dink dat jy doen nie, daai knippatroon verstadig, hy word al hoe stadiger, so jy moet tussen 7 en 10 keer elke 60 sekondes knip, maar jy knip stadiger. En partykeer is dit nie 'n kwessie van dat jy stadiger knip nie, jy knip ook nie meer so mooi nie, jy knip net partykeer so, en dan raak daai horisontale gedeelte van die kornea, dit droog uit. En jy gaan altyd sien mense wat droë oë het, of wat sukkel met hulle oë is altyd rooi so. Dis nooit rooi so nie, dis nie rooi so in die oog nie, dis altyd rooi so, want baie keer daai knipaksie is nie ordentlik nie, hy maak nie mooi toe nie, hy maak nie rustig toe nie, partykeer daai ouens se ooglid beweeg heeltyd so, of hulle gaan so, of partykeer selfs is hulle gesigte so aan die gang. Die gesig kan nie net ontspan nie. So daai ouens, ek sê vir my pasiënte wat miskien dit ervaar, ek sê die heel eerste ding is om te leer om te ontspan. Nou, dit klink so maklik, né? Maar beloof vir my, ek sê nou vir jou, dit is nie so maklik nie. So as ek my pasiënte moet leer hoe om ordentlik te knip, dan begin ons by net so half bietjie agtergrond. So ek sê, hoekom is dit belangrik om te knip? En natuurlik, wat baie keer gebeur is, hierdie onbewustelike knip, hierdie outomatiese knippatroon, word, hy verstadig, hy versleg, hy knip nie mooi so gereeld nie, en dan elke keer as daai oog uitdroog, dan stuur die oog 'n sein op na die brein toe en sê, luister man, ek krap, ek is droog, ek is nie gelukkig nie, en dan maak hy die ou so half wakker met wat ook al hy doen, en dan later dan squeeze hy sy oë so toe. Maar daai squeeze aksie is nie so gesond vir jou kornea nie. Dit versprei nie die trane so mooi en effektief nie. En natuurlik later dan loop die mense rond en hulle kan nie hulle gesigspiere ontspan nie. So as ek my pasiënte leer om ordentlik te knip, dis baie keer 'n pasiënt wat half nie mooi knip nie, hy knip nie, die oorlid gaan nie mooi toe nie, of soms is dit byvoorbeeld 'n pasiënt wat 'n skildklierprobleem het, waar die een oog vorentoe is en die ander oog terug. Nou as jy normaalweg kan knip, dan knip die twee oë teen dieselfde spoed en frekwensie. Jy gaan nie vind dat die een oog nou knip en dan knip die ander oog later nie, sien dit nooit nie, sien altyd die oog knip saam. Maar as die oog wat nou so half terug in die oogkas is, as hy die ooglede raak, dan stop albei.
So hierdie een is miskien nog nie heeltemal toe nie, maar hierdie een is nou al klaar toe. En dan die oog wat vorentoe in die oogkas is, hy is nie ordentlik gesmeer nie, hy word nie ordentlik gevoed nie, en jy gaan altyd sien dat daai persone, as die twee oë nie dieselfde grootte is nie, gaan dit altyd die groter oog wees wat 'n bietjie gaan, ek noem dit eyeball awareness het. Die persoon gaan sukkel, hy gaan 'n bietjie traan en brand en so. En partykeer sê ek sien, dan leer hulle nou hierdie slegte gewoontes aan, waar hulle so half begin rondloop so, want daai outomatiese knippatroon word bietjie onderdruk, en dan leer hulle nou hierdie nuwe willekeurige stelsel aan waar hulle so maak. So daai willekeurige verkeerde stelsel word nou in die spiere ingebou, soos in muscle memory. En nou moet ons dit terugbring waar die oog ordentlik knip, outomaties knip, onwillekeurig knip, en hy knip teen die regte spoed, en hy knip mooi toe. En waar begin ons? Ek sê vir my pasiënte, jy sit lekker rustig, en die belangrikste is eers, haal net lekker asem, blaas asem uit, en haal asem in. En blaas asem uit, en maak toe die oë, haal asem in, en maak oop. En blaas asem uit, en haal asem, maak oop. En probeer dit net eers doen, dat jy so half 'n patroon kan vestig, want die hele doelwit van die oefening is om daai outomatiese stelsel weer dominant te maak. Die onwillekeurige, die outomatiese stelsel, die onbewustelike oogknip wat jy nie aan dink nie. Dit moet nou weer die regte stelsel wees wat gaan werk, waar daar nie enige spiere op jou gesig wat rondspring is nie. As jy knip, dan knip daai oog rustig, daar's nie 'n geflatter nie, die oogspier maak nie so nie, en as jy iemand het wat vir jou kan kyk, ek dink hulle gaan partykeer lag, want jy gaan jou oë toemaak, en dan gaan jy sien dat daai ooglede nog steeds so half, hulle maak so hulle bokspring. En ek sê vir my pasiënte, dit is soos as jy 'n kramp kry in jou kuit. Jy weet, jy kan maar doen wat jy wil, maar daai spiertjie spring die hele tyd. En dis partykeer wat dan gebeur, is ons moet net leer om daai oë rustig toe te maak en rustig oop. Want aan die einde van die dag, jy kan die beste vel hê, jy kan jou olies drink, jy kan in 'n mooi omgewing werk waar daar nie ligversorging is nie. Al daai goed kan jy reg doen. Maar as jou knippatroon nie reg werk nie, die verspreidingspatroon nie reg werk nie, dat die trane nie op die regte tyd versprei word nie, en ook nie mooi versprei word nie, gaan jy uiteindelik 'n droë oog ontwikkel. En vir die manne sê ek, dis soos jy koop vir jou 'n lekker voertuig, en dan sit jy nou vir jou so tweedehandse waterpomp in, en 'n derdehandse oliepomp in, wat net so nou en dan werk. Uiteindelik gaan daai engine hy gaan nie lekker lank ry nie. Nou dieselfde met jou oë. Jy kan die beste olie sê, jy kan gesond wees en so, maar as jy so rondloop, en jy vry vergante kere, uiteindelik gaan jy kornea probleme optel, want daai knipaksie is krities vir gesonde oë.